Ek sien ja, ek het 'n kortbroek aan met dik kouse. Is nog nie koud genoeg vir 2 kortbroeke nie. Ek sien hy vir ideale, hulle jag haar in die koue, hy stuur 'n foto, -9, hulle jag in die sneeu. Lord bless their souls. So ja, dis eintlik amazing. Nou ja, Vadersdag, amen. Vadersdag met 'n toast, amen. Amen. Julle kyk my so geskok aan, wat gebeur volgende? Ek weet nie. Amen. Ons trust net die Heilige Gees, dis al wat ons kan doen. Amen. Ons tema hierdie jaar is vloeibaar. Wat vir my belangrik is, in die Ou Testament, was 'n voorbeeld wat die paas gedoen het. Hulle het Vrydag aande hou die Jode Shabbat. Right? Die van julle wat nie, dit is nie, gaan Google dit. Okay, nee, Shabbat is waar die families Vrydag aande om die tafel sit en mamma het kos gemaak vir die hele Saterdag, want die Jode, Saterdag mag hulle nie werk nie, hulle mag niks doen nie, mag net eet, maar die mag nie kos gemaak word nie, moet Vrydag aand se oorskiet eet. So hulle het genoeg gemaak, amen, dat daar vir Saterdag ook is. En wat dit so amazing maak is dat elke keer wanneer die familie om die tafel kom, het die vader gekom, die pa van die huis, en hy het sy hand op sy kinders se skouers gesit, en hy het die seën van die Here oor hulle uitgespreek. Amen? So hy het vir hulle gebless. En dit het my kop aan die gang gesit oor hoekom lê ons hande op mense? Veral jy as 'n pa, dis so 'n belangrike beginsel, om vir jou kinders te sê, van Genesis af is dit 'n beginsel, van om hande op te lê. In die Nuwe Testament het hulle mense hande opgelê as hulle vir hulle bid, of as hulle iets vir hulle uitspreek. En dit is my nou nogal gefancy, ek het nie 'n ander woord nie, getrigger, geaktiveer, whatever. En ek gaan sien die importance daarvan. Ek wil nie daarvan 'n teologie maak nie, want dan gaan mense oor tissues 'n teologie maak en alles. Maar dit is vir my 'n wow profetiese konsep, want in Genesis is dit so amazing, waar Jakob kom en hy moet sy seun seën, en hy moet al sy seuns seën, want hy moet hulle almal hulle toekoms vir hulle uitlê, né? Skerp is dit. Die paas was profete, hulle het geweet wat wil die Here met hulle kinders sê, hulle het nie geraai nie, né? Want hulle het in daai leefstyl geleef van aanbidding. Wat amazing was is, hy het sy 2 seuns gehad en hy het sy hande omgerig. Vir die kant het hy sy linkerhand en die een kant sy regterhand, en die ander seun sien dit, hy sê, pa, jy doen dit verkeerd. Hierdie is die oudste seun, jy moet jou regterhand op hom sit, hy moet al die blessing kry. En hy sê, nee, hierdie is die geseënde een. Hy moet dit kry, want hierdie een het te veel bloed op sy hande. Amen. En dit was net vir my amazing, dat selfs dit was vir hulle belangrik, wie word die regterhand opgelê, want dis die regte persoon. Amen. So dit was vir my 'n kwaai konsep. En ek het baie oor gedink, want baie kerke en baie mense glo nie meer in handoplegging. Amen. Hulle dink dit is taboe. Amen, het julle dit al gehoor? Baie mense doen dit nie meer nie, ek weet nie wie van julle doen dit nie. Ons kerk lyk as ek vir jou bid, wil ek jou hande oplê, of ek wil jou hand vat. Want hoekom? Daar moet 'n connection wees. In die Nuwe Testament was dit gedoen sodat die Heilige Gees kan transfer. Amen. Jy het 'n honger vir meer van die Heilige Gees, iemand lê vir jou hande op, dit transfer. Jy soek die blessing van die Here, iemand lê vir jou hande op, dit transfer. Dis in die Nuwe Testament. Hulle het hande opgelê vir mense sodat hulle hulle calling kan ontdek. Hulle het hande opgelê vir mense in bediening sodat hy in sy am kan staan. So dis vir genesing gewees. Daar was verskillende redes hoekom hulle vir mense hande oplê. Dis hoekom wanneer ons, byvoorbeeld toe ons vir Grant en Angie ingebid het as hands and feet se hoof, het ons vir hulle hande opgelê. Hoekom? Ons confirm in die Gees die autoriteit van die leierskap waarin hulle staan. Amen. So dis belangrik dat ek en jy hierdie konsepte verstaan. Hebreërs 6 is eintlik so amazing, want hier kom hy en ek lees vir ons uit die Afrikaans uit. Hy sê, kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. So iewers moet ons aanbeweeg. Amen. Hy sê, kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. Dit behoort tog seker nie nodig te wees om nog 'n keer die fondament te lê deur te praat oor die noodsaaklikheid dat ons van 'n ongelowige leefwyse moet bekeer en in God moet glo nie, of oor verskillende vorme van doop en handoplegging of die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. So die skrywer van Hebreë sê, ons gaan nie meer praat oor handoplegging, daai goed nie, daai goed verander nie, dis deel van die fondasie van die kerk. Opwekking van die dooies is deel van die fondasie, doop is deel van die fondasie. Mense sê, jy hoef nie gedoop te word om gered te word nie, jy's presies, maar jy kan nie in Christus groei as jy nie gedoop is nie.
Want daai begrafnis is belangrik dat jy vir jou vlees sê, jy's vandag verklaar ek jou dood geestelik, sodat jy in Christus kan opstaan. Dis hoekom ons doop. Amen. Dis hoekom jy onder die water ingaan. Die water moet soos 'n graf, soos grond oor jou spoel. Amen. Dis die regte, die woord baptizo in die Grieks is onderdompeling. Hoe jy beskuit eet, jy druk hom in die koffie, jy druk nie jou vingers in die koffie en jy spat die beskuit nat nie. Amen. Wie van julle het al dit getraai? Jy gaan lank spat voor daai koffie nat word. Amen. Dit gaan om in te druk. En dis dieselfde met doop. En die skrywer van Hebreërs kom hier en hy sê dat ons is klaar met hierdie goed. Jy weet nou al, bekeer jou en laat jou doop. Jy weet nou al waaroor handoplegging gaan. Jy weet nou al waaroor die opwekking van die dooies gaan. Jy weet nou al wat dit beteken dat ons val nie onder die ewige oordeel nie, want ons is in Christus Jesus. Amen. En dit was net vir my, wow, en ek dink toe, maar hoekom stry mense nog oor die goed? Hoeveel mense ken jy wat oor die doop stry? Hoeveel mense stry oor die gawes? Hoeveel mense stry oor Heilige Gees invulling? Hoeveel mense stry oor al hierdie fondasie goed? En die skrywer sê, julle moes al aanbeweeg. Hy sê verder, julle moes al almal leermeesters gewees het vir mekaar. So hoeveel mense hou net van spoonfeed en hoeveel mense wil werklik groei om 'n verskil te maak? En dit begin vir my begin dit in die Vaderhuis. Jy as pa moet die fondasie lê van jou huis en daarop bou. Amen, Christus is die hoeksteen. Jy moet verder bou. En dis die challenge wat kom as daar nie 'n pa in die huis is. Ek weet, ek het so groot geword, verlang was daar nie 'n pa nie. En my ma moes probeer die gap vul. Sy het haar beste probeer, maar sy is nog steeds nie 'n pa nie. En dis die ding, en omstandighede in hierdie lewe maak dit dat dit baie makliker is. Daar's baie sperm donors, maar nie baie paas nie. Amen. Daar's baie kinders wat iemand het wat hy sy pa noem, maar daar's nie 'n vaderfiguur in die huis nie. Alhoewel hulle onder dieselfde dak bly. Want baie paas leef nie die lewe van Christus uit vir sy huis nie. Hy leef die lewe van die wêreld uit. Hy's 'n voorbeeld van sy vriende, hy's 'n voorbeeld van sy werk, hy's 'n voorbeeld van sy sosiale lewe, maar hy's nie 'n voorbeeld van Christus nie. En dit het my net laat dink, hoe amazing is dit, die voorreg wat ons het om 'n pa te wees, maar hoe verantwoordelik dit is om 'n pa te wees. Want toe Eva die appel eet en sy voer vir Adam en God kom en hy kom roep hulle, na wie toe het hy eerste gegaan? Adam toe, hy het nie gesê Eva, wat het jy gedoen nie? Hy sê Adam, waar is jy? Nee, ek kruip weg, hoekom? Die vrou wat jy my gegee het my daai verbode vrug gevoer. Sien, God gaan altyd deur jou huis eers by die man begin. Want as jy die pa red jy 'n huis. Amen. Die ma kan die kinders opvoed, maar pa wat nie die Here dien nie, leer die kinders om nie die Here te dien. Want hulle volg altyd die pa se voorbeeld, want hy is die hoogste gesag. Ek moes leer met my dogter, hoe versigtig moet ek wees oor goed wat ek sê, want sy vat alles persoonlik oor ek die pa is. Ek kan 'n grappie maak, sy vat dit persoonlik. Selfs snaakse goed. Sy wil eendag 'n duvet was en hy's te groot vir ons wasmasjien en ek sê, ons het geleer, jy vat hom en jy sit hom in die bad en jy trap hom. Dis hoe jy dit gaan doen. En toe my vrou haar kry, toe staan sy in die bad, toe trap sy sê, wat maak jy? Kobe Dad het gesê. Wat jy as pa sê is wet. Amen. Ma is die een wat die spoeg en plak en pleisters doen en sy's kwaai, maar dis nie dieselfde as pa nie. En dis hoekom God na Adam toe teruggekom het. En ek het dit in my laat dink, wat maak ek en jy as man, as God vandag na ons huis toe kom en hy sê, Adam, waar is jy? Wat gaan hy in jou huis vind? En dit het my laat besef, maar, wow, wat mis ons in die fondasie van familie wees? Wanneer laas het jy vir jou vrou hande opgelê? Wanneer laas het jy vir jou kinders hande opgelê en vir hulle gebid? En gesê, ek spreek die seën van die Here oor julle uit. Ek bid dat julle sy krag sal ken, ek bid dat julle sy stem sal hoor, ek bid dat julle hom sal hoor as hy julle praat, dat julle sy roeping sal hoor, ek bid dat julle die Heilige Gees sal ervaar. En skielik moes ek myself daar gaan sit, wanneer laas het ek dit self gedoen? Kyk, hande oplê by jou vrou is anders, want jy moet konsentreer. Jy kan met die skouer begin en dan sak jy dalk 'n bietjie af. Amen. Ek voel of haar hart nog klop.
Daai een Christie. En dit is so belangrik dat ons verstaan, dat God het iets so amazing vir jou familie instoor. Maar ons as paas het die voorbeeld. Jesus het gekom en gesê, ons is die lig van die wêreld. Maar het ook gesê, ons is die sout van die aarde. En hy sê daar, as sout laf word, met ander woorde, sy smaak verloor, dan gooi ek dit uit. Want wie van julle het al vleis sonder sout geëet? Dit is verskriklik lekker. Nee, as mense wat pap sonder sout maak, jou mieliepap sonder sout geëet. Dis net nie reg nie. Amen, proes is hondekos. Of as jy, moenie my vrou weet ek hoe per hondekos. Ek het gehoor hulle sê. Amen. Rys sonder sout. Amen. Kan jy dit imagine? En dis hoekom die woord sê, ek en jy bring flavor na die lewe toe. Ons as kinders van God. Ons almal wat hier sit. Ons almal is deel van die sout van die aarde. Ons almal bring iets na die wêreld toe om flavor te bring. Maar sout is ook 'n preserveermiddel. Ons maak biltong met sout. Amen. Met ander woorde, sout kan beskerm. Dis deel van wat ek en jy doen. As paas veral, ons moet kan beskerm. Sout maak ook wonde skoon. Wie het al sout op 'n koorsblaar of 'n seertjie gekry? En dan is jy soos iets is nie reg nie. Amen. Maar dis wat sout doen. Sout moet skoon maak. Sout help gesond maak. Wat amazing is as jy baie reflux kry in die aand. Die van julle wat reflux kry, né? Daai wat jy bietjie in jou eie mond opgooi. As jy reflux kry, ek weet nie op dit anders te stel nie. Die beste manier om reflux te counter is drink soutwater voor jy gaan slaap. Want soutwater neutraliseer die suur. En dis hoekom die meeste mense sukkel, want ons het nie genoeg sout in ons water nie. Want hoeveel van julle drink iets voor jy gaan slaap? Maak seker is water met 'n bietjie sout. Pink sout, sê my vrou. Hou dit gesond, amen. Nie braai sout nie. Nou gaan jy weer uit 'n steekie die vuur aan. Kan jy imagine, Worcester spice, Dirk, sluk jy om voor jy gaan slaap? Nee, Six Gun Grill, nooit weer nie. So wat sê ek volgende? Ek sê volgende vir jou, dat God het 'n amazing plan vir jou lewe. En veral vir ons mans, as die hoof van die huis, hy het 'n ander plan vir jou as vir jou vrou, maar tog is julle een. Want wat ek doen, impakteer haar, wat sy doen, impakteer my, wat ons doen, impakteer die kinders. Impakteer die gemeente, impakteer jou vriende, impakteer jou hele wêreld. En dis hoekom as 'n man en 'n vrou nie in unity is nie, val alles uitmekaar uit. As 'n man nie step up en hoof van die huis is nie en die vrou moet, wat gebeur? Die duiwel kom aan. Die man skuif nie af nie, die maak 'n deur oop vir die duiwel in jou huis. En hy kom verwoes alles. Wat maak hy? Hy nommer 1, hy hou die man en die vrou daar en hy hou die kinders eenkant. En hy begin jou kinders rebellieus maak. Dis hoekom dit so belangrik is dat man en vrou in unity moet wees, saam moet bid. Saam moet praat oor goed, saam moet besluit. Dit was vir my 'n aanpassing toe my vrou in my lewe kom om besluite te neem waar ek haar in ken. Sê. Dit was altyd funny as ek vir sê, "O, lovey, al kom mense vanaand." Dit gaan nie altyd goed af nie. Amen. Val as hy klaar gepajamas en alles het en ek is like, "Wat pak jy nou? Ons kry mense sewe." Hoekom het ek nie vroeër af ek het vergeet, ek onthou nou skielik. Amen. Of as er iemand bel, laat hierdie mense sien. So ek moes leer. Amen. Kommunikeer. Amen. Wie van julle al is in die huis in die moeilikheid oor jy nie gekommunikeer het nie? Amen. Ja, ons is eerlik hierso. Amen. Of misgekommunikeer het. Jy het nie gesê hoeveel mense kom nie. Ons het 'n vriend wat ons vir 'n braai nooi. Ons het nog in Sinnewil gebly. Vir Jannie. Ons Jannie Randfontein. Ons nooi hom vir 'n braai. Hy sê, kan hy die kinders ook bring? Ons sê ja. Hy dag op 23 mense. Sorry. Die funny is, hulle kom met hulle eie borde en alles, want hulle weet hulle is baie. It's like, okay, ek dink ons het 'n bietjie min vleis. Nee, ons het daaroor ook gesorg. Koelbox, vol vleis. Braai gaan ons braai. Amen. So maak seker as jy mense nooi, hoe groot is die familie? Hulle hele familie bly in een straat. Amen. So as hulle straat braai, ons het 'n familie braai. Hy sê as hulle almal, die hele familie saam kerk toe gaan, is hulle 60 mense.
Hy sê so die dominee weet as hulle nie by die kerk is daai Sondag. Daar's 'n hele blok leeg in sy kerk. Imagine dit. Amen. But what for amazing is like, as jy besef as 'n pa, as jy besef as die man van jou huis, as jy besef as 'n man van God in hierdie wêreld, dat God het in jou 'n purpose gesit wat niemand anders kan vervul as 'n man nie. Niemand anders nie. Julle almal weet ek het 'n goeie ma. Maar sy kon nooit 'n pa wees nie. Sy het getraai. Ek het in mentors soos pastoor Dani en dit het ek paas gevind. Want 'n man het 'n pa nodig om te leer hoe om 'n pa te wees. 'n Ma kan jou nie leer om 'n pa te wees nie. 'n Ma kan jou leer 'n pa is nodig. Hy is afwesig. Maar net 'n pa kan 'n pa wees. Dis hoekom die woord sê, we are the father to the fatherless. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid vir die jong manne wat nie 'n pa het nie, om vir hulle 'n pa te wees. En die ma's vir die jong girls 'n ma te wees. Want dis die koninkryk, dis God se plan. En dis die challenge wat vir ons uitgesit word. Hy sê in vers 10 sê hy, God is nie onregverdig nie. Hy sal nie vergeet hoe hard julle vir hom gewerk het nie. Hoe julle liefde vir hom betuig het deurdat julle medegelowiges gedien het en dit nog steeds doen nie. Dit is my so amazing. God sal nie vergeet wat jy alles vir hom gedoen het. Mense vergeet. Wanneer jy al agtergekom. As iemand vir jou kwaad is, hoe maklik maak hulle jou naam sleg, maak nie saak wat jy al vir hulle gedoen het. Amen. Ek onthou eendag was daar iemand op Facebook wat daar vreeslike komment geskryf het oor haar pastoor en ek ken toe die persoon en ek gaan skryf daar, jy praat van my, dis awesome, maar noem ook hierdie en hierdie en hierdie en hierdie wat ons vir jou kinders gedoen het, vir jou man hierdie. Want dan mind ek nie dat jy my sleg maak, jy sê ten minste wat ek goed ook doen. Yes, maar sy blok alles goed. Mense wil nie sê wanneer jy goed is nie. Sien, want ons like om sleg te maak, want dit is die natuur van die vlees, ons breek af. Maar hier is God en hy sê, ek sal nooit vergeet wat jy vir my gedoen het. En ek sal jou daarvoor reward. Ek sal jou daarvoor reward. Hy sê hierso, vers 11, dit is ons hartsbegeerte, dat elkeen van julle eintlik dieselfde entoesiasme sal vertoon, sodat julle toekomsverwagting bewaarheid kan word. En dit is vir my amazing, hy sê, dat daar moet 'n passion in jou wees vir die toekoms, want dit gaan mense saamvat. 'n Man sonder 'n ruggraat verloor mense. Wanneer 'n man opstaan en sy ruggraat reguit trek hy die mans om sy ruggraat ook reguit. Die hartseer is daar soveel mans in hierdie wêreld met invloed sonder ruggraat. Hulle kan nie vir God opstaan nie, hulle kan nie vir hulle huis opstaan nie, hulle kan nie vir hulle vrou opstaan nie. Eerste keer toe ek vir my vrou opstaan, toe sê mense, nee, sy sit op jou kop. Toe sê ek, nee, sy sit nie op my kop nie, ek moet langs haar wakker word, nie langs jou nie. Dis 'n verskil. Omdat ek haar respekteer, omdat ek haar liefhet, omdat ons een is. Amen. Want as sy vir my sê, ons is by 'n braai en sy sê sy is moeg, sy wil huis toe gaan, dan gaan ons huis toe. Want as ek sê ek is moeg, dan gaan ons huis toe, want sy weet, teen die tyd wanneer ek sê ek is moeg, het ons so 5 minute. Dan gaan ek van vriendelik na minder vriendelik, van bruikbaar na minder bruikbaar. Amen. En môre stuur jy vir my so 'n e-mail. Pastor, jy. Ek weet nie wie van julle as julle moeg raak moeilik na rukkie. Amen. Ja, as jy moeg is jy moeg. Amen. Ek kan mos nie lieg nie. Drink nog 'n koffie. Koffie hou net so lank. Amen. Daar kom 'n tyd wanneer koffie nie meer help nie. Jy voel hoe dit beweeg so in jou ruggraat op en af, daai kafeïen, maar dit werk nie meer nie. Hy sê hierso dat ons hartsbegeerte dat elkeen van julle eintlik dieselfde entoesiasme sal vertoon, sodat julle toekomsverwagting bewaarheid kan word. Dan sal julle nie traag raak nie. Sien, sonder hoop raak ons traag. Sonder hoop verloor ons passie, ons doel as man. Sonder hoop gaan sit ons hart in ons skoene. En as 'n man traag raak, begin sy hele familie agteruit gaan. Want hoekom moet 'n man nie traag raak nie? As jy 'n ou is wat vol passie leef, die eerste ding wat jou kinders vir hulle vriende sê, my pa is groter as jou pa. Jy ken nie my pa nie. Amen? Jy ken nie my pa nie. Ek onthou toe ek op Landbou College was, het ek een aand bietjie genoeg sap gevat
daai horlosieolie, toe daai olie klaar is, toe is ek baklei gereed. En ek slat 'n ander ouetjie bietjie hard. Dan word ek ingeroep by die college, hulle bel my maale, my stiefpa, almal is daar. Hulle sê hulle vir my, ja, jy het hierdie ou so geslaan. Ek sê ek het nie. Hulle sê jy het, ek sê ek het nie. Sê jy het, ek sê ek het nie. Hulle sê wie het, ek sê ek is nou terug. Ek gaan normaal. Kom terug, sit daar my 2 liter Coke, my bottel brandewyn, my glas. Ek sê laat ek hierdie drink, want dit was daai ou gewees. En daai ou gaan nie laat jy so met hom praat nie. Dis nie my maale, gaan sit jy in die gang. Jy gaan moeilikheid maak. Amen. Wanneer ek en jy entoesiasme is, wanneer ek en jy 'n passie vir die lewe, dit breek my hart as ek hoor mense sê, daar's nie 'n toekoms vir ons kinders in hierdie lewe, in hierdie land nie. Solank God op die troon is daar altyd 'n toekoms. Dit gaan dalk nie wees hoe ek en jy groot geword het nie, maar dit gaan wees hoe God dit beplan het. Want hierdie generasie is nie hoe ons groot geword het. Amen. Hulle is nie, dink nie soos ons nie, redeneer nie soos ons nie. Ons is deur goed wat hulle nooit sal weet nie. Ons is deur platespelers, tape recorder wat jy moet 'n potlood gedraai het. Jou grootste vrees is hy moenie gesluk word nie. Amen. Dis dit CD's. Eers het jy 'n tape recorder, wat is hy goed genoem? Walkman, ja, Walkman, jy sit net by die huis en musiek luister. Walkman, toe is dit met CD, toe moet jy so een kry. Amen. En toe is dit klein MP3 players, wie van julle onthou dit? Hierdie jong generasie ken net online music, Spotify, Shazam, al die goeders. Amen. YouTube music. Hulle ken nie die struggle nie. Hier's van julle wat nou nog sukkel om jou rekenaar reg te werk. En van jou kleinkinders kan hy ding net so hard op. Amen. Maar God bly dieselfde. God se verwagting van die mens bly dieselfde. Die mens groei in die samelewing, maar God bly dieselfde. Sy waardes gaan nie verander nie. Sy norm gaan nie verander nie. Sy krag gaan nie verander nie. Sy leerstellings gaan nie verander nie. Wat hy oor jou glo en oor jou sê gaan nie verander nie. Hoe hy jou gaan bystaan gaan nie verander nie. Hoe hy jou gaan dra gaan nie verander nie. Ek en jy pas by die samelewing aan. Amen. Maar God bly dieselfde. Want hy is die enigste een wat reeds oorwin het. Hy hoef nie te change. Die samelewing soek oorwinning. Dit is my so funny as, nou die dag lees ek so 'n post, dit was eintlik so cool. Die ou sê ja, almal bid vir wêreldvrede, plaas hulle net Jesus leer ken. Amen. En ek dink ons is so bederf omdat ons ja gesê het vir Christus. Daar het soveel voordele met God in ons lewe gekom. Amen. Dit is my amazing partymal as van die manne op die mannegroep vir my privaat boodskap stuur en sê ek wil vir jou dankie sê. Jy weet nie wat in hierdie 6 maande of hierdie jaar vandat ons deel is van julle, hoe dit my hele lewe verander en my huis verander het. Sien, wanneer 'n pa se oë vir God oopgaan, sien sy hele familie die koninkryk raak. Dis hoekom daai ding werk nie as jy sê moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Daai werk nie. Ons het almal al getraai met ons kinders. Amen. Wat leer jou kind eerste, mamma of papa of die E-woord? Hang af wat die in die meeste gebruik word in die huis. Amen. En dis die funnieste een, dis die wat ons altyd probeer keer. Nee, jy kan nie dit sê nie. Dis of jy vir daai kind sê, challenge jy my. Ek sal hom sê as die dominee kom kuier. Amen. Amen. En dit is so amazing dat ons hierdie voorregte het om deur wie ons is 'n impak te kan hê. Ons as mense het die vermoë om te impakteer. Ek is so, kan ek sê, overwhelmed, met die Engelse mooi woord. Ek kan dit nie fathom, ek kan nie die grootheid daarvan indink hoe sterk is die mens nie. Deur alles wat ons al is die mens nog steeds nie. Deur alles, hoeveel keer het jy al gesê ek kan nie meer nie, ek gee op, maar jy is nog steeds nie. Ons vermoë om te oorwin is amazing, want God is in ons. Die Here gaan lê nie. Amen. Die Here is nie pap geslaan nie. Die Here is nie plat geslaan nie. Die Here is nie oorweldig deur iets wat jy doen nie. Amen. Ek dink nie die Here sit daar, hy's nie so onbekend met jou lewe, sê Wessel doen iets, dan sê die Here vir die engele, nee hel, wat nou? Hoe gaan ons hierdie keer nie? Amen. Die Here werk nie so nie.
Hy word nie omkant gevang wanneer ek en jy 'n slegte besluit neem of 'n swak keuse maak. Hy's altyd prepared, want hy's God. Amen. Hy's God. En dit is so amazing dat ek dink partymal dis die blessing op 'n pa is om daai voorreg te hê om te weet wat in sy huis aangaan sonder dat almal weet hy weet. As gevolg van die Heilige Gees. Dis vir my so lekker met my kinders as hulle iets wil doen en dan sê hulle, ag ons weet dad weet al klaar. Want my dogter kom toe hulle die eerste keer swanger is, kom sy hulle wil ons kom sien en hulle kom kuier en koffie en sy haal so 'n pakkie uit en gee vir haar aan. Eddie, wat's dit? Ek sê sy swanger. Sy's like, ag, Kobe dad, kan mens niks vir jou wegsteek nie. Hallo. Dis die gift van pa wees. Dis die gift van oupa wees. Dis die gift van 'n stiefpa, 'n peetpa, 'n geestelike pa wees. Is om God toe te laat om jou invloed oor mense se harte te gee. Dat jy kan verstaan wat niemand sien nie. Maar dis ook om ons naby om moet loop. Dat daai gift kan operate die hele tyd. Kan werk die hele tyd. Amen. Hy sê dan sal julle nie traag raak nie. Inteendeel. Sê inteendeel. Dis mooi, wat sê Engel? Therefore. Hulle het seker therefore in Engels gesê. Inteendeel, julle sal die voorbeeld volg van hulle wat deur hulle geloof en uithou vermoë besig is om te verkry wat God beloof het. Amen. Wat God beloof. Christie, kom jy en Dirk so lank vorentoe. Dirk, ons sal nou vir jou bid. En vir Christie. Ek soek julle eers hier op die stage. Die Here sê inteendeel, volg die voorbeeld van hulle wat reeds bereik het, wat reeds dit verkry het wat God het. En dis my hart vir elke man, is dat jy op daai plek sal kom waar jy sal verbykyk hoe jy groot geword het, verby jou bloedlyn kyk, verby jou familienaam kyk, verby jou van kyk, verby al die goed kyk wat mense sê, ons van 'n Merwes is so, ons Siebritse is so, die Smitte is so. Wanneer God in jou kom, dan kry jy God se bloedlyn. Jy kry God se kultuur, jy kry God se hart. Hy noem ons sy kinders, met ander woorde, hy is dan my pa. Hy is dan my pa. En dit is my altyd so amazing as ek dink, ek het 'n groot verbeelding. So as ek hoor die Here noem my sy kind, dan sien ek hierdie laaitjie in sy huis. OK, dalk bietjie besiger is van julle, maar ek sien hoe besig is hierdie laaitjie in sy huis. Ek sien hoe ek kan speel en my lewe leef en doen, want ek weet wie is my pa. Maar ek weet om respek te hê vir hom, want hy is nie my chommy nie. Hy is my pa. Om respek vir God te hê, vir wie hy nog steeds is. En ek dink dis die groot ding, en dis deel van ons journey gewees, is om vir ons kinders om ook te leer, dat as die pa nee sê, is dit nie. Whether jy happy is om mee of nie. Amen. Whether jy kan jou toys gooi as jy wil, nee is nie. Ek onthou toe, JJ en Dominique nog saam gekuier en sê Dominique nie, JJ gaan na die naweek wegvat. Ek sê, uit my nie kom vra nie. Sy sê, regtig Kobe dad? Ek sê, ja. Ek ken hom nie so, laat hy my dogter vir 'n naweek kan wegvat. Want sy wou hom nie aan my voorstel nie, want ek sê JJ en hy sê JJ, en sy het gesê, hy is net soos jy en twee van julle saam gaan nie goed wees. En hier kom my skoonseun en hy sit daar op my kombuiskas, die arme ding, hy kom aan in lockdown, dis crazy. Ek het die ding so jammer gekry, hy kom aan in ons huis en Eddie is besig om vir mense kos te gee, ek het 'n kappel wat ek moet trou in lockdown, dis chaos in ons huis, hy kom hier aan, ek kyk hom so, ek sê, is jy die getuie, kom teken in die boek, ja, arme laat jy skrik hom so blam, maar ek weet eintlik wie sy, maar ek mors met hom. En toe almal weg gesit hy daar op die kombuiskas, ek sê, ja, hoekom is jy hier? Is my dogter swanger? Eers maar daai ding breek. Oom, nee! Hy sê nie, hy wil graag weg gaan die naweek. Sê ek, ja, jy kan. Tot jy met haar getrou is, bly ek haar pa. Nou dat sy onder jou dak is en jy getroud is, nou is jy die hoof van jou eie huis. Dis wat mense moet leer ken. Die oomblik as jy getroud is jy 'n nuwe familie. Ek moes leer, en baie mense moet leer. Die familie van waar jy afkom is belangrik, maar die familie wie jy getrou het is prioriteit.
En dit is baie belangrik om dit te besef, want ek was in 'n huwelik gewees waar my ex-vrou se pa die man was. Sy het net geluister wat haar pa sê. En is ongelukkig hartseer. Daar's huise wat mans soek in sy vrou 'n ma, nie 'n vrou nie. Jy het 'n ma, sy's 'n vrou. Amen. So maak seker dat as jy 'n vrou soek, jy soek 'n vrou, nie net nog 'n ma nie. Maak seker as jy 'n man soek, jy soek 'n man, nie nog 'n pa nie. Amen. En dit is wat ons in ons huwelike moet hê, dis wat ons in ons groot word moet hê. Maar seuns gaan nooit leer om 'n pa te wees as die pa nooit 'n pa was nie. En dis ons verantwoordelikheid as geestelike mans. To be a father to the fatherless. Om 'n pa te wees vir hulle wat nie 'n pa nie. Ek het baie seuns. Ek het baie jong seuns wat my pa noem, dad noem. Van hulle skryf pastoor, maar die pa van pastoor is in hoofletters. Pa en dan stoor. Want hy sê, jy's my pa oom. En ek mind nie, want hoekom, dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om in die volgende generasie te kan invest. Omdat my lewe, toe ek 'n kind was, het paas gesak. En ek het nooit net daar besluit, nooit in my lewe sal ander mense wat my pad kom, wat paaloos is, sukkel nie. Pastoor Dani het gestep op en hy het in my lewe 'n rol gespeel, as 'n vader vir hoe lang. En ek het besluit, daai legacy sal aanleef. My vraag vir jou as pa is volgende, gaan jou legacy aanleef? Leef jou legacy aan, nie net in jou kinders nie, maar wat van jou kinders se maats? Is jy vir hulle ook lief? Want van hulle ken nie liefde nie. Amen. Van hulle ken nie liefde nie. En dis die rol wat ek as jy as pa het, al hoe ons hierdie samelewing kan gesond kry, as paas weer paas is. As ons kan mans wees in ons huis, nie die baas van die huis nie. God is die hoof van elke huisgesin. Maar as ons die geestelike leier van ons huise kan wees, en ons families kan lei in gees en waarheid, sal ons families regkom. Amen. En dit is so belangrik, as jy met 'n jong man in jou huis sit, al is dit iemand anders se sin, leer hulle om uit te reik, terug na hulle paas toe. Hoekom? Want die herstel van verhouding is vir God belangrik. Die heel laaste profesie in die Ou Testament, in Maleagi, die laaste profesie, voordat 400 jaar daar geen profeet was tot Jesus gekom het nie, was hierdie ene. En die harte van die Vader sal terugkeer na die kinders en die van die kinders na die Vader toe. God se grootste hartsbegeerte is laat huisgesinne gesond moet wees. Maar ek en jy as pa moet eerste wees. Dis die moeilike deel. Ons moet die humble een wees. Ons moet ons kinders leer hoe lyk jammer. Want hoekom? My kind leer hoe ek my vrou hanteer, gaan hulle leer om hulle eie vrouens te hanteer. Hoe ek my vrou hanteer, gaan my dogter leer wat soek sy in 'n man. Amen. En dis wat dit so amazing maak. En dis wat ek vir julle vandag wil encourage. Waar is ons boksie? Ek het net iets klein vir elke man. Ek het my so lank een. Hier's 'n versie op. Matteus 5:13. Jy is die sout van die aarde. Ek het jou pakkie sout ingesit. Sit hom in jou, op jou dash van jou kar of op jou lesenaar. Ek wil hê jy moet weet dat wees salty. Amen. Wees wie God jou gemaak het. Maar wees dit onder leiding van die Heilige Gees. Laat hom toe om jou te lei.